Halleluja, ons is so bly dat ons saam met u in die sitkamer kan wees. Ons is 'n regte Pinksterkerk vandag, want ons klap baie hande. Halleluja. Ons is besig om te praat van om vorentoe te gaan. Ons is besig om uit te masseer uit dit wat jou seer maak. Verlede week het ons gesê, doen dit iets, Poeksie. Halleluja, wie van u hier kan getuig dat jou Poeksie iets gedoen het hierdie week? Kyk, baie van ons kyk 'n ding in die gesig en ons sien dinge gebeur en ons doen net niks nie. Baie vrouens sê vir hulle mans, vir alles die kinders, na jare se bederf deur die ma, die kinders begin reageer, kyk die vrouens na die man en sê, gaan jy niks doen nie? Gaan jy net daar sit? En so het ons die woord, en daar is 'n hele skare van heiliges. Kom begrafnis na begrafnis gaan jy hoor van 'n skare van heiliges wat tot 'n paviljoen toegevoeg is, wat nou besig is om vir ons toe te juig om te sê, julle kan dit doen. Daar's engele wat nie genade ken nie. Slegs ons ken die genade van ons Here Jesus Christus. Slegs ons wat sondaars was, weet die reddingskrag. Engele wat boodskappers is, ken nie die genade en die reddingskrag nie. So daar is 'n skare van heiliges wat sê, julle kan dit doen. Dis wanneer ons deur moeilike omstandighede gaan en kyk na die probleem in steede fokus op Christus, dat ons voel ons gaan onder in steede van oor. Sê vir die persoon langs jou, ek gaan oor. Ek gaan deurbreek. Met my God spring ek oor 'n muur. Nou is 'n paar van die mense wat saam hierdie lied sing, dink partykeer dis net so 'n klein muurtjie. Kom, hulle beweging is amper net so ek spring so oor. Nee, daar's 'n paar van ons wat 'n paar dinge in die gesig staar. Wie van u staar 'n paar dinge in die gesig? Hierdie blokkade, hierdie berg wat jy in die gesig staar, dit kos vanmôre om die woord te werk. Dis dat ek die woord moet aangryp. Die woord werk vir hulle wat hom toepas. En so gaan ons na Genesis 1:28. Ek weet Genesis 1:26 het reeds gepraat oor hoeveel autoriteit ons het. Sien, ons moet vanmôre weet dat ons het die autoriteit om te regeer, nie net te reageer nie, maar te regeer oor die werke, oor dit wat die vyand probeer. Genesis 1:28 kom en sê en praat van die seën van die Here. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder. Halleluja, ek weet ons gemeente is gehoorsaam. Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Wie van u weet, dis meer as net die kindertoevoeging. Het gaan oor dat u en ek stand sal inneem in die sakeplek, op die sakegebiede, dat ons in ons besighede, dat ons sal sê dat my besigheid gaan anders lyk as die wêreld se besigheid. My diens gaan beter wees. Ek gaan met soveel integriteit my besigheid doen, dat ek die aarde sal vul. En het sê daar, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor die diere wat op die aarde kruip. Sê vir die persoon langs jou, jy moet heers. Sien, en ek weet is mans en vrouens wat langs mekaar sit en hulle sê, jong, jy gaan net nie op my kop sit nie. Nee, sien, huwelike moet verstaan, dat dit nie net is dat u nou maar mekaar gevat het nie. Nee, u is 'n banier. U is 'n banier wat opgehou word. Sien, dis 'n manier van oorlog voer. Sien, in daai tyd, toe selfs voor Christus, was daar nie kommunikasie, daar was geen SMS en geen WhatsApps, en 'n paar van ons sê, kan ek nie daai tyd geleef het nie. Daar was geen ander manier om te kommunikeer behalwe dat jy oorlog sou voer of dat jy met mekaar sekere seine sou stuur, dat daar mense uitgestuur sou word en hulle sou op 'n koppie gaan wag het of 'n koppie wat deur 'n mens gemaak was sodat mense nader aan God kan wees of sodat mense kan opgelig word, maar daar was 'n uitkyktoring gewees en as jy 3 dae ver sou wees of die vyand sou 3 dae ver wees, dan sou hulle die banier of hulle sou die vlag sou hulle waai om te kommunikeer. Hulle wat op pad is 'n 3 dae reis van jou op pad. Sê hy kom en hy rig 'n banier, wanneer die vyand wil inkom, gebruik hy omstandighede en hy sê nee, ek is nog steeds hoër as dit wat te hoog lyk vir jou. Hy rig 'n banier, sy banier oor ons is liefde.
Standard Bank se kenteken, die logo wat hulle het is 'n vlag. Dis 'n standaard wat daar gestel is. Huwelike, jy is nie net getroud omdat jy gesê het jong voordat die Here Jesus kom wil ek ten minste net getroud wees. Ons vat nou maar mekaar. Nee, jy's 'n banier. Dat ons in hierdie wêreld dat u kan staan vir dit wat die Here tot stand wil bring, nie net samestemming nie, maar u is hier om te kan wys hoe lief God eintlik die kerk het. Daar's 'n opdrag wat aan elke man gegee word wat gekies het om 'n vrou te neem, dat u hulle sal lief hê, dat jy jou vrou sal lief hê soos wat Christus die kerk het. Terwyl jy jou vrou lief het, word liefde in die kerk herstel. Wie van u het al gesit in liefdelose kerke? Sien, daar's 'n oes daar buite, maar daar's ook een hier binne. En God het hulle geseën. Sê vir die persoon langs jou, jy's geseënd. Sien, en hierdie seëning, en gister het Willie gepraat oor die seën wat die vloek kom breek. Nie net die seën Christus nie, maar die seën wat die vloek breek. Hierdie seën kom vanmôre en dit kom nie in gevoel na jou toe nie. Dit kom in die wete. En ek moet dit vat, ons moet dit aangryp. Dat wanneer die vyand na jou toe wil kom in 'n manier wat hy wil sê, nee, maar dis maar hoe jou lewe gaan uitdraai. Dis maar hoe dit gaan uitwerk. Nee, jy's 'n nuwe skepsel. Alles het nuut geword. Hy kom en hy seën. En ek is geseën. Daar is die gedagte van seëninge wat ons weet. En ons het vroeër daaroor gepraat dat hy my seën en ek staan in daai seëning. Dis die gedagte, die ou Hebreëse gedagte van Baruch, waar ek weet ek is geseënd en omdat God my geseën het, kan ek nie vervloek wees nie. En dan is daar die seën wat ek in gaan loop deur om die regte besluite te maak. Daarom het ons in Januarie eerste dinge eerste gesit en ons het geleer om na God se stem te luister. Nou wil hy ek moet opstaan van die plek wat moontlik vir my tot dusver toe getuig het van dat dit is hoe dit gaan lyk. Nee, ek gaan deurbreek en ek gaan oorgaan deur dit, oorkom deur dit wat ook al tans in ons pad staan, want God het ons geseën. Psalm 1:1 sê, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose nie, en nie staan op die weg van die sondaar nie sit in die kring van die spotters nie. God het u en my geseën, daarom maak ons besluite. Sien, wanneer ek begin kyk na die Psalm, dan sien ek dat soos die vyand inkom om te steel, slag, verwoes en dood te maak, het ek en u 'n keuse. Wie van u stem met my saam, ons het 'n keuse. Dat die uitkoms van hierdie situasie en wat ook al hierdie situasie in jou lewe is, of dit 'n tekort aan finansie is, as dit moontlik is dat iemand net by die werk net nie wil maak dat jy deurbreek nie, as dit oppositie is, as dit jou besigheid is wat tans swaar kry, u en ek het dieselfde woord om op te staan. Christus maak dit ons deurbreek. Nou moet ek hierdie woord toepas. Ja, kom maar, hoe lyk dit? Gaan kos dat ek die een voet voor die ander een gaan sit. Dat en ek op 'n plek gaan sit, gaan kom, dat ons gaan beweeg. Nou verlede week het ons gesê en hierdie ooreengekom, dat baie kere kyk jy van buite. Jy kyk van buite, dit lyk asof ek glad nie vorentoe gaan nie, maar ek staan op die woord. Ek is besig om die beginsel te laat werk namens of vir my. Ek staan op die woord. Daar's groei wat besig is om plaas te vind waar ek gewortel raak en ek is besig om te leer ken die ingeplante onverganklike saad, die ingeplante woord. Ek is besig om dit te werk. Jy gaan nie onder nie, jy gaan oor. Jy gaan nie ewe skielik in 'n een of ander inrigting beland nie. Die Here gaan maak dat jy uitstyg, opgelig word. Dit wat vir skade en skande bedoel was, gaan hy, as ek toelaat dat dit van my hand af beweeg word, terwyl ek dit so vashou en ek gee dit vir hom, gaan hy dit gebruik, sodat sy naam sal verheerlik word. Hierdie Kersfees gaan nie wees soos ander Kersfees nie. Jaco, ons is nog nie eens in die helfte van die jaar nie, ons het nog nie eens paaseiers weggesteek nie. Nee, sien, en ek het nodig om vooruit te hardloop. Ons het nodig om iets in plek te sit. Sien, wat ook al aangegaan het verlede jaar hier teen die einde wat jou wil mismoedig maak en jy het maar met jou voete al slepend in hierdie jaar gekom, wil ek vir jou vanmôre sê dat die woord is hier, gryp hom aan.
Sien dat ons 'n ondervinding soos die vrou van bloedvloeiing, dat ons sal ons gedagte opmaak, dat ons sal sê dat ek gaan nie van uit hierdie plek uit gaan, ek gaan sy kleed aanraak. Ek weet daar gaan oppositie wees. Ek weet ek gaan verdring word. Ek weet ek het selfs die geleentheid, daar gaan die geleentheid wees dat iemand my sou uitvind en dan sou hulle my onrein, nie net onrein alreeds onrein vir wat ek alreeds onrein verklaar is nie, maar ek gaan almal onrein maak in die oomblik. Ek mag nie eers in 'n gemeente of in 'n gemeenskap inkom sonder om my aan te kondig nie, maar sy het haar gedagte opgemaak dat hierdie is my dag. Hierdie is my dag waarin ek gaan deurbreek en sy moes iets doen. Sien, almal van ons weet van die afgehandelde taak van die kruis. Maar u en ek het nodig om ons hand uit te kan steek, dat ons by 'n plek sal kan kom om te sê, vandag is my dag. Sien, en hierdie dag gaan nie net in hierdie 24 uur verstryk nie. Hierdie dag is my dag, mentaliteit is een wat ek opmaak in my kop, en ek weet dat ek, selfs soos die woord sê, ek moet my by 'n plek kry, waar ek my gelukkig gaan dink. Is dit wensdenkery? Nee. Genesing is joune, voorsiening is joune, maar dit gaan beweging kos. Dit gaan beweging van 'n plek kos van waar ek nie langer vasgevang word in my posisie waar ek moontlik of in my kondisie waarin ek sit nie, maar ek sal in my hemelse posisie in opstaan, want die hele hemel is besig om ons toe te juig om te sê, julle kan dit doen, julle gaan dit maak. Daar's reeds voorsiening gemaak vir ons om dit te maak. Wat is daardie voorsiening? Ek is so bly jy vra. Christus is daardie voorsiening. Sien, en daarom moet ek vanmôre myself vra, is ek 'n volgeling van Christus, of is ek slegs gelowig? Is ek 'n volgeling, is ek 'n disipel van Christus, of is ek slegs gelowig? Want sien, 'n disipel is 'n volgeling. Hy volg, sy volg. Ons volg dit wat die woord vir ons sê. Ons jaag dit na. Gelowige, en ek wil vir julle vanmôre sê, daar's baie mense op hierdie aarde, hulle is net gereed, hulle is nie gered nie. Sien, wanneer ek die reddingskrag van God leer ken, as ek weet wat eintlik op die kruis vir my gebeur het, gaan u en ek amper 80% van die dingetjies wat ons het nie hê nie. Want ek gaan op die woord staan. Sien, daarom is dit belangrik dat ons sal weet dat Johannes 15, 14 en 16 is besig om daar te sê, dat nie nou net is ons net gunsgenote, of nie net is ons by 'n plek waar ons minder werd is as wat ons is nie. Nee, hy noem ons daar vriende. Johannes 15 sê, julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ander woorde, wanneer ons by 'n plek kom, wat ons sê, ek gaan die woord hoor, en kan ons vanmôre net saamstem, dat u en ek is bevoorreg om die woord oor en oor te hoor. Maar dat ons nou by 'n plek sal kom, en dis wat die evangelie en wat dit is om die evangelie te verkondig, is wanneer u en ek by 'n plek is waar ons weet waar die goeie goed is. So ek kan nie vir u sê hoe u moet mense hanteer wat moontlik kerk toe kom, omdat hulle gedring is deur behoefte. Daar's mense wat hier buite staan baie kere, en hulle is gedring deur behoefte, en hulle nader u. Hulle nader u vir geld, of hulle nader u vir iets wat hulle dag sou verander, wat ook al vorm dit is wat hulle nodig is. Ek kan nie vanmôre vir u sê hoe jy daai situasie moet hanteer. Ek vra, moet net nie wegbly weens dit nie. Maar wat 'n les kan ons leer? Wat 'n les kan ons leer? Ek weet nie van u nie, maar daar is 'n stadium gewees wat ek minder my voorregte geleef het. Ek het nie geweet dat ek uitgekies was deur God nie. Ek het dit slegs geleer ken toe ek my hart aan hom gee en nie net 'n slaaf van sonde was nie, maar 'n seun van God geword het. En toe het ek ervaar dat dit is waar die goeie goed is. So wat is dit eintlik om die evangelie te deel, is presies soos wat Sondag op Sondag voor ons deur baie keer gebeur. Daar's mense wat saamdrom. Hoekom? Om die evangelie te deel is een bedelaar wat vir 'n ander bedelaar vertel waar om brood te kry. Dis wat dit is om die evangelie te deel.
Sien, ons is bevoorreg, ons hoor dit Sondag na Sondag. Maar sien, nou het ek nodig om by 'n plek te kom, nie meer langer my Vader die duiwel te aanbid deur 'n lewe te lei waar ek nie God gekies het nie. Nie net 'n gelowige te wees nie, maar 'n volgeling van hom te raak deur sy woord te gehoorsaam. Familie, hy wil hê u en ek moet uitstyg. Hy wil hê dat u moet verbykyk dit wat u tans deurgaan, en ek sê nie, ons sê nie dat dit nie daar is nie. Vanmôre gaan dit nie oor wat ek ervaar nie, maar wat ek aanvaar. In jou liggaam ervaar jy siekte en pyn. Maar wat jy aanvaar is deur die wonde van Jesus is daar reeds vir jou genesing. In jou familie ervaar jy tans dat ewe skielik voel dit asof dit hierdie tyd van die jaar, soos elke keer hierdie tyd van die jaar 'n sekere manier gaan, maar u kom vanmôre en u sê, omdat u in die huis van die Here gehoorsaam is daar orde in jou huis, dat ons word geken in die liefde wat ons aan mekaar gee, deur sy woord te gehoorsaam. Daarom gaan ek nie 'n negatiewe woord laat los, en selfs wanneer ek doen, ruk ek hom op, ek ontwortel hom, ek maak seker dat daai woord vervang word deur 'n woord van lewe, want jou familie gaan nie ondergaan nie, want ek en my huis, ons gaan die Here dien. Hulle gaan inkom. Ek wat sê vanmôre besig om te doen, wil jy ons net gelukkig preek vir 'n oomblik? Nee, die salwing is vanmôre hier in hierdie huis om die juk te breek, die las te verwyder. Die woord hou jou vry. Sien, ek het vanmôre nodig om vrug te dra. Daarom konfronteer ek vanmôre elke vrugteloosheid. Elke een wat gesê het, ag nee, wat hierdie is maar net om my lewe gaan wees. Nee, dit is nie. Hier's 'n mense, hier's 'n familie wat in die gaping staan, dat u gaan meer beleef as wat u tans verwag. En ek weet, dit kan nie vir u, ons kan dit nie namens u kom doen nie, u moet op die woord staan, maar hier is 'n paar van u waarvoor ons nie die Here laat los nie. Kom, daar is wanneer ons vir u intree, wanneer ons vir u bid, wil ek vir u sê, en ek kyk oor hierdie gehoor, dan gryp ons die troon van die Here aan en sê, Here, ons bid vir daai familie asof dit 'n behoefte is wat ek tans nodig het. Here, vervul in hulle behoefte. Daar's mense hier wat ek voorbid dat jou besigheid sal deurbreek, dat jy die woord sal agterkom, dat jy is 'n koninkryk finansierder. Daar's mense wie se kinders ons voor die Here hou en sê, Here, ons bid asof dit ons kinders is. Here, hulle gaan nie langer vasgevang wees in daardie dwelms en in daardie verkeerde vriende die Here, ons bring hulle voor U as huwelike waarvoor ons bid, en ons het genoeg getuie om te kan weet dat selfs die onmoontlikste situasie waar mense al reeds egskeidingsdokumente geteken het, het die Here 'n werk gedoen. So ons het genoeg getuies om met geloof na die Here toe te kan gaan, want hy is 'n God wat plesier verskaf word deur ons geloof. Jy gaan nie onder nie. Jy gaan oor. Ons het al genoeg gesien hoe daar families is wat tenders ingooi en hulle verwerp word elke keer. Maar die gebed van 'n regverdige het groot krag. Die vurige, dit beteken nie hard nie. Aanhoudend, deurdringend. Ons het al gesien hoe daar een dag is waar daai een persoon wat elke keer sê reject, verwerp, kanselleer, ewe skielik afsiek gaan en die Here iemand instuur. En vir daai oomblik word daar 'n leer wat heel onder was, heel bo gesit. Ja, dit klink vir my soos 'n of ander conspiracy teorie wat jy daarmee besig is. Nee, daar's niks onmoontlik by die Here nie. Daar's niks onmoontlik by die Here nie. Vanmôre is jy in hierdie plek en jy sit jy geloof saam met my uit vir deurbraak en vrugbaarheid in jou lewe. Jy is vanmôre hier, jy is aanlyn ingeskakel. En jy sê vanmôre, Jaco, ek hoor die woord.
En ek kies om te reageer. Ek staan op. Ek staan op waar ek myself gevoel het ek vir ewig gaan sit en wag. Nee. Ek aktiveer hierdie wonderwerk in my lewe. Deur te kies om vorentoe te gaan. Om van gelowige na volgeling van Christus te beweeg. As u vanmôre hier is en u sê, ek kies om vanmôre 'n volgeling, 'n disipel te wees van Christus, staan saam met my op. Vat hierdie woord. Ons het die hele gehoor wat opstaan. Nou is daar 'n toewyding wat saam met hierdie besluit moet gaan. Maandagoggend wag vir u reg om van u te vat, van u te verg, van u te vra. Gaan toewyding van u vra. Waar u vanmôre staan, vra die Here om reg nou met u te praat oor 'n persoon wat u moet bemoedig in hierdie Sondag 'n boodskap te stuur. Vra die Here om reg nou met sien, daar moet 'n aksiestap wees, daar moet 'n volgende stap wees. Vra die Here om vir u vanmôre te sê, om daai persoon te kontak, wat u weet verkoud het in 'n verhouding. En daar hoef nie baie beskuldiging te wees, die stuur net 'n boodskap en sê, vanmôre het die Here my jou naam of jou gesig gegee. Dit gaan uitwerk. Kan ek vanmôre vra, dat ons net vir 'n volgende oomblik, net voordat ons mense vra om nog uit te kom, as die Here besig is om met jou te praat, oor iemand, om hulle te kontak, net te bemoedig, wil jy nie net jy hand opsteek, daar's 'n naam wat by jou kom. Reg nou vertrou die Here, ons aktiveer, sien, daar moet 'n volgende stap wees. Ons hande wat opgaan, Here gee ons 'n naam, Here gee ons iemand, wys ons hierdie week iemand, wat ons na u toe moet lei, Here waarvoor ons moet bid. Aksiestap. Ons hande wat opgaan, wees gehoorsaam, reageer. Nou voor ons afsluit, wil ek vra as u vanmôre hier sit en jy kyk na 'n berg, kyk na 'n muur, dit kan moontlik 'n muur van onvrugbaarheid wees. Jy sukkel om deur te breek, wil jy nie net groot moed vat en na vorentoe kom nie. Ons sal saam met u bid. Want daar's geen ander naam. Geen ander naam. As jy vanmôre gebed nodig het, vat moed. Stap uit. Dis mense wat uitkom. Gaan saam met die stem. Ons aanbid U vanmôre, Here. Jesus. Geen ander naam. Oh, Here, ons loof U. Ons loof U vanmôre, Here, ons oggend van deurbraak. Daar is geen. Ons loof U. Jesus. Ons gaan nog so aanhou vir mense bid hiervoor. Ons gaan vir mense bedien. En ek weet dis 'n paar minute oor ons gewone tyd. Ek gaan vir Pastor Frans vra om vir ons te kom afsluit, terwyl ons nog net vir hulle hiervoor bid. Vat vanmôre die woord en hardloop daarmee.
Vat vanmôre hierdie woord en hardloop daarmee en verwag dat hy vir u gaan deurbreek in krag en in sterkte in die naam van Jesus. Here, wat so wonderlik is om God die Vader, die Seun en die Heilige Gees aan te hang en te aanbid, is die idee, Here, dat ek nie op 'n sekere plek, op 'n sekere tyd, met 'n sekere kleredrag moet wees nie. Ek kan waar ek is, kan ek uitroep, Here my God, red my, en U is daar. Al is dit op die hoogste berg op hierdie aarde, of in die diepste see, of in die digste woud, of al is ek in die grootste moeilikheid, wat ek aan kan dink, is die Here altyd daar, om te red, te lei, te help. Here, ons is besig in ons eie binnekamer om deur die boek van Samuel te werk. Here, as ek kyk hoe baie droog het Dawid en Saul en Jonathan en ek kan die hele stamboom opnoem, hoe droog het hulle gemaak. Maar tog het God deurgekom vir hulle. En niks het verander van die Ou Testament tot nou toe nie. Want God is gister en vandag en tot in alle ewigheid is hy dieselfde. Hy het nie verander nie. Hy sê nie vandag sis en môre so nie. Nee, sy woord staan vas en is onveranderlik. Maar is 'n God van liefde. Soos pastoor Jaco gesê het, hy het self sy seun gestuur vir elkeen van ons om aan 'n kruis te hang. En Jesus se laaste woorde was so mooi. Dit is volbring. En daai volbring maak dit oop tussen ons en hom om te gaan na hom toe. Ongeag die probleme wat jy vandag, jy het miskien nie vandag uitgetree nie, maar die Here weet van jou probleem. So soek die hulp van die Here vanoggend en sê, Here, hier is ek. En help my om deur hierdie woestyn te kom. Help my om oor hierdie berg te kom. Help my om oor hierdie hindernisse wat ek het in my huwelik, met my kinders wat nie die Here dien nie. Dalk my ouers wat nie die Here dien nie. Ek het 'n probleem by die skool. Ek het 'n probleem met bagasie wat ek nog mee loop van my kinderdae af. Here, ek kan hy lys uitrek. Maar Here, U is bewus van alles vanmôre wat in ons lewens aangaan. Ons kan niks, ek sê niks, vir God wegsteek nie. En ons wil van daardie bagasie ontslae raak. Here, as ons nou hier uitgaan, loop saam met ons, help ons, Here, om die regte ding doen. Gee dat ons daai mense wat U vanmôre op ons hart gedruk het, sal kontak en sê, die Here het vanmôre gesê, ek moet vir jou sê, die Here het jou lief. Die Here het nie opgegee op jou soos wat jy dink nie. The best is yet to come. En ons eer U en ons loof U in Jesus naam. Amen.